O, my liewe vriend en vriendin, ek wil net vir u sê, is dit nie 'n wonderlike, 'n progressiewe daad van die Vader nie? As jy kyk na die jongman se lewe, eers was hy in die huis van sy vader met oor genoeg, hy het die seëninge van sy vader ontvang, en toe jy weer sien, het hy in sonde gelewe, en kyk wat het gebeur. Hy het so laag gegaan, dat die Bybel sê, hy het gebrek gelei, vers 14, in Lukas 15, vers 14, toe het hy hom aan die burgers van die land gevoeg, vir 'n heiden gewerk, wat nie vir hom 'n eer was nie, as 'n Israeliet, as 'n Jood. Derdens, hy het hom in die veld gestuur om varke op te pas, niks was so. Die Bybel sê, hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet. Kyk hoe laag het hy gedal, maar selfs laer as dit, niemand het eens van die peule gegee nie. En toe, sê die Bybel, het hy hom bekeer, en na sy vader toe gaan, en kyk hoe sy lewe omgedraai. Eerstens, die vader het hom van ver afgesien, vers 20. Tweedens, hy het hom innig jammer vir hom gevoel. Verder het hy na hom toe gehardloop, en verder het hy hom omhels, verder het hy hom hartlik gesoen, en verder gegaan, en die beste kleed uitgebring, en sy koninklikheid en sy krag gerestaureer. Hy het 'n ring aan sy voete gesit, dit spreek van autoriteit en gesag. Hy het skoene aan sy voete gegee en gesê, jy is weer 'n waardige prediker van die woord van God, as my kind. En toe het hy laastens vir my vetgemaakte kalf gegee, Lukas 15 vers 23, om finansiële, materiële voorspoed gegee, en toe ook om vrolikheid gegee. Prys die Here. Hy het vrolikheid, hy het geluk gehad, en die Bybel sê, hulle het begin vrolik word, en daar was musiek en beurtsange of danse in 'n kring. Jy sien, daar was geluk in die huis van die Here. Nou, ek wil graag my boodskap hier begin sluit, en net vir u lees daar, dat die Bybel vir ons sê, dat die ouer broer het gekom. Maar jy weet, die ouer broer het nie 'n goeie gesindheid gehad nie. Hy het vir sy vader gesê, hy het so kwaad geword, vers 28, hy wou nie eers binne gaan nie. Maar sy vader het uitgegaan en om gesmeek om in te kom. En die vers 29, die ouer broer antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien nie so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie, en u het nooit vir my 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere, prostituie deurgebring het u van 'n vetgemaakte kalf geslag? Jy sien, ons kan verstaan dat die ouer seun wat so getrou was, so baie Christene vandag getrou is aan hulle vader, bietjie ongelukkig was, maar ek wil vir jy 2 dinge hier leer. Eerstens, wanneer ons as die ouer broers en susters wat getrou aan ons vader is, die woord van God preek en moet ons nie ongelukkig wees wanneer die stinkende mense wat vol sonde is. Onthou, ons is net so 'n stinkende spul mense sonder ons God. Sonder God is ons almal in sonde. Ons stink van sonde. En ons is dieselfde as wat hulle sou wees. Maar ons moet hulle omhels soos ons Vader hulle omhels het en hulle restaureer. Dit is 'n wonderlike ding om ons broeders en susters en ons vriende weer terug in die Vader se huis te hê. Maar tweedens, kyk na hierdie wonderlike seun. Toe die Vader met hom praat, kyk wat hy sê in vers 31. En die Vader sê toe vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Jy sien, hierdie seun, hy hoef nie sy vader te vra, geslag vir my 'n bokkie of 'n vetgemaakte kalf nie. Die Bybel sê, as jy werklik 'n seun of 'n kind van die Vader is alles wat die Vader sin is, joune. Wow, dit is ongelooflik. Wat behoort aan die Vader? Die Bybel sê vir ons, dat die beeste op 1000 heuwels behoort aan onze God. Nou luister, as dit aan onze God behoort, en ons is sy kind, sê die Bybel, dit behoort aan ons. In 'n ander plek sê die Bybel vir ons,
Kyk, die silwer en die goud is myne, spreek die Here. As dit dan die Vader aan ons God behoort, en ons is sy kind, kyk wat sê vers 31, kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Is dit nie so wonderlik? Is dit nie 'n beter boodskap as wat baie teruggevalle kerkdenkingtyd vir ons gee, partymal, dat ons in armoede en gesukkel moet lewe? Nee, ons Vader wil hê, ons moet weet dat alles wat syne is ons in. Vers 32, ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Liewe vriend, dis die einde van my boodskap hier op hierdie oomblik, en ek wil net vir u aanmoedig vandag, dien die Here, dien die Here met u hele hart, moenie die weg van die heiden loop, moenie die weg van die wêreld loop, en ek wil u aanmoedig, ons is op die wenspan, halleluja, ons is op die wenspan, en laat ons voortgaan in oorwinning, en ons sal sien dat die krag van die Here sal ons oorwin, en ek wil net my boodskap hier eindig deur vir u te bid en u aanmoedig, my vriend, bekeer jouself, en dien die Here met jou hele hart. Bid eenmaal weer eens met my saam, sê agter my aan asseblief, sê, my Vader, vergewe my sonde, ek is 'n sondaar, maar vandag vra ek u, was my sonde weg met die kosbare bloed, maak my 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, ek ontvang Jesus in my hart, kom Jesus, woon in my hart deur u Heilige Gees, en wandel met my in Jesus naam. Amen. Liewe vriend, as u ons wil kontak, e-mail my na joel@joelhitchcock.com, gaan na my webblad www.joelhitchcock.com, seën in Jesus naam.